Goeiedag, Radio Fynbos luisteraars. Psalm 37 vers 5 is ons skrif vir die dag, wat sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. Wees elke oomblik bly dat jy die Here ken, sê die boodskapvertaling. Hy sal sorg dat jy kry wat jy wil hê. Stel jou lewe elke dag in die Here se hand. Vertrou op hom, hy sal vir jou sorg. Hy sal jou op die regte pad hou. Die grondtaal verduidelik eintlik hierdie teksgedeelte so, dat jy wat jou kwel na die Here se kant toe rol. Dit is soos 'n tapuit wat opgerol is, wat jy rol na die Here toe, sodat hy vir jou daardie pad wat hy vir jou uit wil hê, na jou toe kan terug uitrol. Dit wys vir ons die oomblik wanneer ons afgee, let go and let God, soos die woord sê, waar ons bekommernisse op hom werp, waar ons nie meer daardie bekommernisse probeer uitwerk in ons krag of in ons hande nie. Die Here begin werk. Jy weet dit. Ons bid en ons vra hom goed. En hy oomblik as ons sê amen, dan vat ons weer terug en ons hou krampagtig daaraan vas. Ons hanteer dit asof die Here nie dadelik ons vertroue in hom sal erken en sal beloon nie. Ons hanteer dit asof die Here nie eintlik verstaan wat ons bedoel terwyl ons bid nie. Dis asof ons dink hy verstaan nie hoe ons goed gedoen wil hê nie. Ek wil vir jou 'n kort Engelse sinnetjie gee. He works as we commit. Hou ons oorgee in die plek waar die Heilige Gees begin werk. Dat ons nie daar dit vashou nie, maar sal oorgee. Dat ons weet dis dan buite ons hande, dis uit ons hande, dat ons nie meer dinge probeer doen op ons krag nie. En oor hierdie kan ons so bly wees, dat ons die Here ken. Nie net weet van die Here nie, maar bly is, dat hy die een is wat sal sorg dat ons kry wat ons wil hê, omdat ons elke dag, elke oomblik ons lewe in sy hande stel, nie net wanneer dit sleg gaan nie, maar oomblik vir oomblik, dat ons weet so lei hy ons op die regte pad. Hebreërs 12 vers 2 sê, dat die oog gefestig is op Jesus, die leidsman van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Die boodskapvertaling sê, laat ons maar net die wedloop hardloop, deur op Jesus te konsentreer. Dit is 'n gedeelte wat vir ons sê, ons kan nie net sit en niks doen nie. Daar moet geloofstree van ons kant af wees. Hy het vir ons gewys wat dit beteken om op God te vertrou, en hy sal ons tot aan die einde daarmee help, sodat ons geloof sal bly wat dit behoort te wees. Dink aan sy voorbeeld. Die skande, die vernedering aan die kruis, was nie vir Jesus te veel nie. Hy het dit alles verdra, omdat hy geweet het, dat daar soveel blydskap daarna vir hom wag. En kyk, nou sit hy op die ereplek by God in die hemel. Ja, ons hardloop 'n wedloop, en ons raak so moeg. En wanneer die moegheid kom, moet ons kyk na Jesus, hoe hy vir ons uitgehou het, wat hy vir ons gewys het, wat dit beteken om op Vader te vertrou,
tot die einde toe sal die Heilige Gees ons help. Dit wat die Here in ons begin het, sal hy eindtyd volmaak, voleindig, sodat ons dinge kan verdra in hierdie lewe, maar dit nie self dra nie, dit oorgee aan Jesus Christus. Here, dankie dat ons vanoggend na U toe kan kom, dat ons kan erken, ons kan nie dra wat mense aan ons gedoen het nie. Here, die pakkie van onvergifnis, van wraak, Here, van revenge, is net te swaar en is net te groot om te dra. En Here, ons wil nie so voel nie. Ons wil nie so moeg word van dit nie. Maar Here, ons wil dit afgooi, soos U woord sê, dit van ons afwerp. En Here, ons wil ons oë gefestig hou op U. Here, dat U ons weg sal uitvoer. Dankie Here, dat ons elke oomblik kan bly wees, dat U sorg, Here, ons kry wat ons vra. En Here, weer wil ons lewe in U hand stel, om nie U te vertrou, Here, te weet U sorg vir ons, dat U ons op die regte pad hou. Jesus, baie dankie ook vir U liggaam, wat vir ons gebreek is. Gebreek is, Here, sodat niks op hierdie lewe ons van U kan afbreek nie. Here, dat dit is soos wat Johannes 15 sê, U is die wynstok en ons is die rankie. Here, sonder U, erken ons vanoggend is ons niks nie. Dankie Here, dat U ons op die regte pad hou. Amen.